Welkom by hierdie oordenking. Het is wonderlik dat jy weer tyd maak om tot rus te kom, om stil te word, om asem te skep, om in God se teenwoordigheid te wees en te ervaar dat hy jou aanvaar net soos wat jy is. Jou liefhet daar waar jy nou is en aan jou sy vrede wil gee waar jy dit die nodigste het. Kom ek gee jou kans om net tot rus te kom. Deesdae het baie mense wonderlike, interessante, gelukkige lewens. Die meeste mense se kinders presteer uitsonderlik. Hulle hou groot gesellige partytjies en uitetes is aan die orde van die dag. Dan het hulle boonop hierdie interessante lewens. Hulle onderneem fantastiese reise, beleef uitsonderlike ondervindings en geniet heerlike vervullende ontdekkings, dikwels. Of so lyk dit op sosiale media. Dalk het jy ook al so gevoel. En boonop hang jou mond oop vir die aantal volgers en likes wat mense kry, terwyl dit min of meer net 'n paar loyale vriendinne of vriende is wat op jou plasings reageer. O ja, en dan jou ma ook. Geen wonder nie dat navorsing bewys dat al hoe meer mense minderwaardig voel, hulle self as ongelukkig beskryf en ontevrede met hulle lewens is. Dat hulle wens dat hulle iemand anders kan wees, tog net in die skoene van die ander gelukkige mense se lewens kan loop. Ons mag dink dat dit 'n hedendaagse verskynsel is dat mense wens hulle is iemand anders, maar dan lees ons Toosje se gedig, Die Rus is elders. Dit is 'n gedig wat beskryf hoe die spreker vanuit 'n trein 'n gesellige prentjie met 'n gedekte tafel by kerslig sien en dink: hoe gelukkig sal hy nie wees as hy in die tentjie kon wees nie. 'n Dogtertjie langs die tentjie sien weer die verligte trein en die ryk mense binne-in en dink: hoe lekker moet dit wees om in die trein te wees. Toosje skryf: in die eensame veld staan 'n tentjie klein, en daarnaas in die skemering skuif die lig in 'n trein. Ek sien in die tentjie deur die oop gordyn 'n tafel met bordjies en glasies fyn, wat sag in die lig van die kersie skyn. En ek dog, was ek net in die tentjie klein? Ek sou tog so graag gelukkig sein. Naas die eensame tent staan 'n meisie klein, in stomme bewondering van die ligtende trein. Sy sien my geniet, my glansende wyn en kostelike maal by elektriese skyn. En ek raai die gedagte van die meisie klein. Ag, was ek maar net in die vrolike trein, ek sou tog so gelukkig sein. Wanneer jy soms dink dat ander mense so gelukkig is, kan jy dalk hieroor dink. Die meeste van ons het 'n vertoonlewe op sosiale media. Wie wil nou jou gewone, vervelige, eenvoudige lewe en die dinge wat moeilik is tentoonstel? Elke mens, hoe gelukkig, beroemd, begaaf of bekend hy of sy ook al is, ervaar groot dele in sy of haar lewe wat ook maar vervelige roetine is, of die ongelukkigheid van gebroke verhoudings, die stoei met een of ander uitdaging of probleem. En dan, ongeag wat jou sosiale media aanhang is, of nie is nie, ten spyte van die bulte wat jy ook maar stoeiend moet uitklim, sou jy dalk, as jy presies weet wat in ander se lewens aangaan, weer jou eie kies. Miskien kan ek jou vandag aanmoedig om jou eie geluks- en dankbaarheidsdinge op te tel en dit dan met baie meer te vermenigvuldig. Halveer dan die prentjies van ander se lewens, want weet, hul plasings vertel nie die volle verhaal nie. Miskien kies jy, wanneer jy alles weet, weer jou eie lewe, jou eie vrede, jou eie mense, jouself. Kom ons bid. Here, vandag vra ek, gee asseblief aan my die regte perspektief oor my lewe. Ja, Here, ek wil vandag Psalm 143 vers 11 bid. Gee my die krag om reg te lewe, sodat U die eer daarvoor kry. Want Vader, is dit nie die heel belangrikste plasing van my lewe nie? Amen.